Goeiedag, mooi geseënde mense van Coastland Revival Centrum. Wow, Opstandingssondag. Jy weet, ek het hierdie liedjie in my hart. Hy sê, ek is bly, bly, bly. Christus maak my bly. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is bly, bly, bly. Man, die Here maak my bly. En Sondag nou vandag Opstandingssondag, hierdie spesifieke Sondag, maak my bly. Ek dink vir dalk meer as een rede. Ek dink want as die president nou gaan hou by dit wat hy aanvanklik gesê het, is hierdie die laaste Sondag wat ek buite die kerk hoef te wees. Volgende Sondag kan ek in die kerk wees, kan ek tussen my mense wees, kan ek weer by julle almal wees en dit maak my bly. Maar soos ek sê, wat my blyer maak, is die Here maak my blyer en Jesus maak my nog blyer en die feit dat hy opgestaan het, maak my nog blyer. Man, ek word net blyer en blyer en blyer as ek dink aan die Here en alles wat hy doen. Isn't that awesome? Jesus is awesome, man. Just touch someone next to you and say, Jesus is awesome, because he really is. En vandag se Opstandingssondag maak hom net nog meer awesome. Luister, ek wil met julle 'n gedeelte deel. Eintlik ons gaan so 3 vinnige gedeeltetjies lees, deurwerk, wat ek net by die Here net op my hart gelê het vir vandag. En voordat ons dit doen, laat ons eers in gebed hierdie tyd aan die Here toewy. Here, baie dankie vir die woord. Dankie Here vir Opstandingssondag. Dankie dat ons kan vandag verklaar, die graf is leeg. Halleluja. Here, dankie dat ons weet, U het opgestaan. Ons weet U leef. Ons weet U sit aan die regterhand van die Vader. En ons weet, Here, dat U is koning en U heers. En aan U kom toe al die lof, al die prys, al die eer en die aanbidding. Here, dankie vir die woord. Here, maak dit lewendig in ons, Here, soos wat U lewendig is. En Here, dat ons sal eet en geniet. And as the word says, taste and see that you are good and marvelous and glorious. Dankie vir U woord. Dankie vir hierdie dag. En dat ons kan opgewonde wees en bly wees. Because you are alive. Ons eer en ons loof U in Jesus se lieflike naam. Amen, amen. Wel as jy jou Bybel het, ek hoop jy het hom, gaan dan na Johannes, die 20ste hoofstuk toe. Johannes 20, en dan gaan ons bietjie rondspring. Ons gaan dan na Matteus 28 toe, en dan van Matteus 28 af gaan ons uitspring, daarna Romeine 8 toe. So dis baie 8's vanmôre, is Romeine 8, Matteus 28, Johannes 20, en ons gaan hierso van vers 19 af begin lees in Johannes 20. Hoor wat sê die woord hierso. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Nou partykeer hou ek nogal daarvan om die woord fisies te visualiseer. Hoe sê ons nou in Afrikaans, ek word 'n prentjie mens. Nou ek in hierdie ding, of hierdie gebeur, kan ek bietjie prentjie. Imagine jy sit in 'n huis, toegesluit, die deure is toe, die vensters is toe, die dak is toe, alles is toe. En jy het seker gemaak dis toe, want jy is bang hulle kry jou. So nou is jy nie net toe nie, jy is nog versigtig ook. En die volgende oomblik, staan daar iemand, wat nie nou daar was nie, en hy staan tussen julle, en hy sê, vrede vir julle. Ek dink die laaste gedagte in my brein gaan vrede wees. Ek gaan kliphard en baie ver moet gaan soek vir vrede op daai oomblik. Want ek gaan voel soos hulle gevoel het toe hulle in die boot was. Ja, daai 5-letter woord, spook. En kyk wat doen Jesus hierso net.
En dan groet hulle nog, en hy sê ook nog vir 'n vrede. Ek dink dit was van sy hoogpunt af, it was the most appropriate way to handle this, sy peace, vrede vir julle. Maar, nou vraat hy sê, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Ek kan dink hy moes. Alright. En die disciples was bly toe hulle die Here sien. Ja, ek kan regtig sien dat daai prentjie toe skielik omgedraai het. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Want nou sal hulle dit hopelik ontvang, né? Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit is belangrik. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe, en as julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Nou ek wil net graag hierdie vers 22 mooi verduidelik. Wat hier gebeur het was, die bevestiging van dit wat ons baie keer bely. Ons sal sê, wanneer ek my hart vir die Here gee, dan kom die Heilige Gees en hy kom woon in my. En dis presies wat hier gebeur het. Hy het hulle oor hulle geblaas en hulle die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, die Heilige Gees het in hulle kom inwoon. Dis nie dieselfde as om gedoop te wees met die Heilige Gees nie. Want dan is dit bietjie kontrasterend wees. It will be contradicting. Om te dink dat hy vir hulle sê, ontvang my Heilige Gees. En dan vir hulle sê, hoor jy maar gaan wag vir so 10 dae, sodat die Heilige Gees op julle kan kom, sodat julle met krag aangedoen kan word. Dis amper kontrasterend. Tensy dit 2 verskillende goed vir 2 verskillende redes is. En ek wil nie daarop uitbrei en daarop intens ingaan nie, maar verstaan dit net. Ontvang die Heilige Gees beteken die Heilige Gees kom woon in ons. Ons ontvang dus dan die vrug van die Gees, want dit kom van in ons uit, en ons ontvang die karakter van Christus, want dit kom ook van binne af buitekant toe. So wanneer ons harte vir die Here gee, ontvang ons die karakter, die vrug van die Gees wat in ons is. Maar die Heilige Gees kom later oor ons wat dan die gawes van die Gees is. Maar dis iets anders vir 'n ander dag. Right. So, toe hy oor hulle blaas en sê ontvang my Gees, dis wat gepaard gaan met wanneer ons harte vir die Here gee. Goed, nou terug hiernatoe. Hy staan in die midde van hulle. Hy beweeg deur toe deure, toe mure, vasgeboude mure, toe dak, alles skielik in the midst of them, there Jesus stands, and he gives them this word, peace. Nou, toe ek hierdie sien, toe dink ek skielik aan Matteus 28. Right, nou kom ons check wat staan hier in Matteus 28. Matthew 28. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word het, teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. OK. Toe ek hierdie sien, en ek kyk wat hier in die Bybel staan in Johannes 20, toe besef ek dat die Here Jesus het nie uit die graf uitgekom toe die steen weggerol is nie. Hy kon deur toe mure en toe mure, geboude mure en toe deure beweeg het. So 'n steen voor die graf gaan hom verseker nie al binne hou nie. So die graf, die steen wat voor die graf weggerol is, the stone that was rolled away, was 'n teken vir hulle, nie vir hom nie. Dit was 'n teken vir hulle dat hy het opgestaan. Dit was 'n teken gewees dat sy liggaam nie gesteel was nie, want as jy goed steel, dan los jy mos dit maar soveel as moontlik in plek, het niemand jou vermoed nie. Jy probeer so min as moontlik evidence na jou te kry. So om die steen weg te rol is 'n redelike groot teken, maar daai teken was gewees dat die mense kon weet, hy het opgestaan. It was the sign that Jesus
rose from the dead, but dit was die teken vir die disippels, dit was die teken op hierdie stadium vir die Maria's wat daar gekom het, om te laat weet, Jesus is nie meer daar nie. En ek sê jou vandag is hy nog steeds nie meer daar nie. Luister, as jy baie geld wil betaal, en ek sal baie graag nog Israel toe wil gaan eendag, maar as jy baie geld wil gaan betaal, om na 'n leë graf te gaan kyk, gaan kyk hoe dit was, sien dit, beleef dit, sien hoe awesome dit was, kry daai amazing ervaring, en weet, die graf is leeg. Ons gaan besoek grafte, ons gaan besoek begrafplase, omdat ons by 'n graf wil gaan staan, waar daar bene is. Maar as jy Jerusalem toe gaan, om dit met Jesus te gaan doen, gaan jy vir 'n leë graf gaan staan, en jy gaan geld betaal, om vir 'n leë graf te gaan staan. Maar dis amazing, dis awesome. En weet jy wat? Dit is wat dit was. Dit was 'n teken vir my en vir julle. En wat vir my nog amazing was van hierdie hele gedeelte, was wat die engel gedoen het. Kyk wat sê die Bybel die engel gedoen. Hy sê, en hy het die steen weggerol, en daarop gaan sit. Hoekom sit? Hoekom nie staan nie? Hoekom nie teen hom lê nie? Jy weet, ek meen, as jy 'n groot ding gedoen het, ek dink net daaraan, as jy 'n groot ding gedoen het, as jy 'n bakkie gestoot het, alright, dink aan 'n bakkie, 'n lekker groot bakkie, as jy hom gestoot het, die eerste ding wat jy gedoen het, jy hom klaar gestoot het, is jy druk so teen die bakkie en skep net gou 'n bietjie asem. Weet jy, hy gaan druk nie teen die bakkie nie, of teen die steen nie, want daar was nie bakkies nie, hy gaan druk nie teen die steen nie, hy gaan sit op die steen. En weet jy, 'n mens gaan sit gewoonlik as die werk klaar is. En dit was vir my so amazing openbaring geweest. Hy gaan sit op die steen, want die job is gedoen. The work has been done. Jesus has already risen. Jesus het al reeds opgestaan. Die krag van God is reeds gemanifesteer. Die hemel het nou klaar gedoen wat hy wou doen. Jesus het opgestaan. Dis nou tyd om te gaan sit. Dis nou tyd om te relax. Hoekom? Want kom ons gaan gou hier na Romeine 8 toe. Dan sien ons baie mooi hoekom hy dit sê. Hy sê, vers 11. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, met ander woorde, die gees van die Here, het Jesus uit die dood opgewek, in julle woon. Dieselfde gees, wat Christus uit die dood uit opgewek het, dieselfde gees, wat hom uit die dood uit opgewek het, woon binne in my, woon binne in jou. Weet julle, dit is sulke goeie nuus. This is the kind of news that we should get excited about. Dis die tipe goed wat ons bitter opgewonde moet maak, want Jesus leef. Ons is nie soos daai ouens wat gaan sit voor 'n vet mannetjie wat met ons eie hande gemaak is nie. Ons sit voor die lewende God. Ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons aanbid die lewende God. Ons gaan nie na 'n klip toe en gaan hou aan 'n klip vas waar 'n ou begrawe is nie. Ons gaan na 'n leë graf toe, want ons Christus leef. Ons Christus het opgestaan. En ons as Christene moet die opstandingslewe, we must live the resurrected life. Ons moet die opstandingslewe leef. Luister, maak nie saak wat die lewe na jou kant toe gooi nie. Daar is 'n gees wat binne in jou woon, wat elke liewe keer jou wil opwek. Dit maak nie saak hoe hard die lewe jou afdruk nie. Dit maak nie saak wat na jou kant toe gegooi word. Finansiële moeilikheid, familiemoeilikheid, verhoudingsmoeilikheid, huweliksmoeilikheid, any form of depression, enige vorm daarvan. Daar is 'n opstandingskrag, 'n opstandingsgees wat binne in jou is, wat maak dat jy kan nie bly lê nie. En daai gees is die gees wat ons 'n opstandingslewe laat lewe. Want hoor wat sê Jesus vir sy disippels. Hy sê, gaan uit. Gaan uit. Onthou julle ons het dit gelees in Johannes 20. Gaan uit. En dan sê hy vir hulle, en wie julle vergewe, sal vergewe word. Maar wie julle hou, sal gehou bly.
Wat bedoel hy daarby? Bedoel dit ons het nou seker skielik die mag ontvang om mense se sondes te vergewe of mense te oordeel? Glad nie. Daai mag behoort net aan God. En ek dank die Here dit behoort net aan God. Because we've not received the power to judge people. We've not received the power to forgive and not forgive. But who forgives? Wie vergewe? Jesus vergewe. En ons het daai krag ontvang. Paulus praat daarvan in Romeine 1, waar hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag tot redding. It is the power unto salvation. So, as hy praat van ons kan vergewe, dan beteken dit ons dra die boodskap van vergifnis. Jesus vergewe. As mense, Paulus praat daarvan, hy sê, hoe sal hulle weet as dit nie vir hulle gesê word nie? Hoe sal daar vir hulle gesê word, Jesus leef? Hoe sal daar vir hulle sê word, Jesus vergewe, as dit nie vir hulle gesê word nie? Hoe sal hulle dit weet? Hoe gaan hulle daarby uitkom? Ons het daai verantwoordelikheid. We've received that responsibility to carry out that forgiveness. Om daai vergifnis oor te gaan dra aan elke stam en nasie, volk en taal. We've got to carry it, because if we don't, as ons dit nie doen nie, hoe gaan hulle weet? As ons dit onthou, as ons dit weerhou, dan word dit van hulle weerhou. Maar nou sê Jesus, julle het dit ontvang, so gaan en gaan vertel vir hulle, Jesus het hulle vergewe, want dieselfde gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, leef binne in ons, so hierdie gees gaan ons dryf om dit te doen. Die opstandingslewe, waar ons gaan van dood, want dis wat het is om nie vergewe te wees nie. Jy gaan, die Bybel sê, Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood. Right, maar dan kom hy, en hy sê dat die lewe in Christus is vir elkeen wat hom ontvang. Right, so met ander woorde, as ons vir mense gaan sê, Jesus het hulle vergewe, dan is die opstandingslewe binne in ons. Hoekom? Want dit vat ons van die dood na die lewe toe. Jesus vergewe, ons is van dood na lewe toe. And when we live in this life, wanneer ons in hierdie lewe, dan is die opstandingslewe binne in my, binne in jou, en ons dra dit uit vir almal om te hoor. Hulle moet hoor, Jesus leef, Jesus vergewe, en as ons daarin begin beweeg, dan begin ons inbeweeg in die res van die goeders wat hy gedoen het ook, van siek na gesond, van arm na voorsien, van sleg na goed, van blind na sien, van doof na hoor, van verlore na gevind, van onderdruk na vry. Dit is die opstandingslewe. Daai steen voor die graf was dit die teken gewees van my Jesus is dood. Maar dit is die steen weggerol, was die teken van Jesus is dood uit die pad het gewees, en die hemel het op het gaan sit. Heaven went and sat upon the sign of despair. Op die teken van wanhoop het hy gaan sit, want Jesus is ons hoop. Hy leef binne in my, hy leef binne in jou as kind van die Here. Jesus leef, hy het opgestaan. En dit laat my dink aan die Afrikaanse lied wat sê, hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, halleluja, hy leef, hy het opgestaan. Sien julle, ek kom al lank al in die kerk uit, my ouma het my daai liedjie gesing, nee. Want dit is nie nou onlangs gesing nie. Maar hy leef, hy het opgestaan, halleluja. En ons het vandag die verantwoordelikheid, want Jesus het daai verantwoordelikheid vir sy disciples gegee. He gave that responsibility to his disciples to live the resurrected life. Heaven has come to earth. Hemel het aarde toe gekom om hy steen weg te rol. And it still remains. Dit is steeds hier. Jesus leef. Leef vandag die opstandingslewe. Vader, dankie dat U opgestaan het uit die graf uit. En Jesus dat U opgestaan het, uit die graf uit opgestaan het. En dat U Jesus vir ons gestuur het. Here, en dat ons die opstandingslewe sal leef. En vandag opnuut, we want to take up that responsibility of the resurrected life. En ons wil hardloop met dit. Ons wil sê, Jesus leef. Halleluja! Hy het opgestaan. Wat is die bewys dat Jesus leef? Hy leef binne in my. Hy leef binne in ons. Dis die bewys
dat Jesus het opgestaan. En daarom is ons opgewonde vandag. Ons is bly vandag want Jesus het opgestaan. Alle dinge in die lewe wat teen ons gegooi kan word, niks kan ons onderkry nie, want dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, leef binne in ons. Halleluja. Mense, ek is so bly, hy leef binne in my. Ek is so bly, hy leef binne in jou, want nou het ons hoop wat vas bly staan. Ons het nou hoop wat nie beskaam nie. Ons het nou die lewe, die Gees en dieselfde Gees is binne in my en binne in jou, wat Jesus uit die dood uit opgelig het. Dis awesome nuus. It is wonderful news. Mag die Here jou ryklik seën. Ons is lief vir julle. Sien julle binnekort.